wat van celibaat bly. Matteus 19 vers 12 sê, daar is inderdaad enigs wat so gebore is, daar is enigs wat deur mense so gemaak is, en daar is enigs wat hulle self so gemaak het, ter wille van die koninkryk van die hemele. Laat enigeen wat kan, dit begryp. In antieke tye is sommige seuns vroeg gekastreer en het nie puberteit beleef nie. Sulke mans, enigs, het nie tipiese manlike behoeftes gehad nie en kon veel meer fokus op hulle take, tipies in die huishoudings van hooggeplaastes of in politieke leierskap. Jesus gebruik die woord hier vir diegene wat nie trou nie, onder andere die wat celibaat bly ter wille van die koninkryk. Paulus praat in dieselfde trant oor die huwelik. Vele Christene deur die eeue heen, tot vandag toe, het die celibaat gekies ter wille van hulle roeping. As Christene vandag geroepe voel tot een of ander bediening, kan dit steeds die celibaat insluit, permanent of vir 'n tyd. Dit hang af hoe hulle geroep is. Onthou, as God jou so roep, sal hy jou ook daarvoor bekwaam maak, sodat jy die Meester vervuld en tevrede kan dien. Maak die saak met hom uit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, roep U my om in U koninkryk te werk, roep U my om celibaat te leef vir 'n tyd of permanent, sodat ek U beter kan dien. Lei my hierin, sodat ek meer doelgerig kan bid en werk. Amen. Die Here seën jou.